Goeiedag geliefdes, ek groet vir u weer eens in die naam van ons Here Jesus Christus en ek bid dat die Here vir u ryklik sal seën. Ons is nog steeds besig met Psalm 119 en ons staan vandag by 'n baie mooi vers, maar ook uitdagende vers, stil en 'n vers wat 'n mens nou nie elke dag hoor nie. En dit is vers 67 waar ons kom. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Dit is 'n baie interessante stelling. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Is dit nie so dat ons dit ook vir mekaar in die spreekwoord sê, dat pyn bring genesing en pyn bring gesondmaking? As ek byvoorbeeld dink aan die opvoeding van jou kinders, dan noem ek dit sommer altyd die 18-duim sielkunde. As jy daar die 18-duim sielkunde so bietjie op die agterkant van die kindjie gesit het, dan smel die was in die ore baie vinnig. En dan kom alles weer terug na moraliteit toe en na normaal toe. En dit is die pad wat die Here ook soms met ons moet loop, dat God met ons 'n pad loop, waarin hy vir ons sekere dinge leer, en waarin God in sy genade en goedertierenheid na ons toe uitreik, om aan ons genade te kom betoon wanneer ons dwaas sou wees, of verkeerde handelinge sou pleeg. En hier het ons 'n pragtige gedeelte, as ek dink aan Hebreërs die 12de hoofstuk. Ek wil dit tog vir u lees. Hy sê hierdie woorde, hy sê, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As jy die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Wat is God se doel as hy ons tugtig? God tugtig ons en gebruik hy dit, maar hy tugtig ons tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. God maak nooit 'n fout in jou en my lewe nie, al klink dit ook vir ons na pyn, al voel ons ook die pyn, dan is al die handelinge van God ten alle tye positief, want die Here stel belang in my as sy kind, en die Here wil vir my die beste gee. Soms ervaar ek dit nie so nie. Soms is daar die vraag, hoekom? En dit is vir my een van die moeilikste vrae om te antwoord, as 'n gelowige kindjie van die Here vir my vra, hoekom doen God dit? Ek lewe 'n mooi en 'n skoon verhouding met die Here, maar nogtans plaas die Here my in sekere omstandighede, en hoekom? Ek het nie 'n antwoord nie. Ek het al vir myself by tye gesê, Here, wat wil u in my lewe bereik? Hoekom plaas u my in hierdie situasie, liggaamlik, pyn? En ek het al vir u die getuienis gegee, ek gaan hom nie weer gee nie, dat die Here vir my deur 'n dubbele hartomleiding gestuur het, om vir my geweldige finansiële voorbeeld te gee, waardeur ek my kind se studies kon betaal. Anders sou ek haar studies nie kon betaal nie. Maar die oomblik wat ek die dubbele hartomleiding moes hê, dit nie vir my geklink na liefde nie, dit nie vir my geklink na wat reg is nie, maar God weet wat hy doen. En aan die einde kon ek terugkyk en sê, dankie Here, dat u in beheer is, en dat u in kontrole van die lewe is. Soms moet die Here ons in benoudheid plaas, dat ons God kan leer ken wie hy is. Goed wat God oor jou en my lewe bring en oor ons lewenspad bring, om ons te laat terugkeer na hom toe, en ons te keer van dwaling waarin ons betrokke is. En geliefdes, dit is mos so,
dat dit is pynlik as ek hierdie seer van die Here ervaar. Dis pynlik as hierdie omstandighede oor my pad kom, as ek hierdie omstandighede belewe. Dis pyn om dit in ander mense se lewens te aanskou. Maar die rede hoekom God dit doen, is altyd ter wille van my siel en my geestelike verhouding met God. Dat ek God van nader kan leer ken en dat ek God kan ontdek. Onthou u wat het God met Nebukadneser gemaak? Nebukadneser het in sy rykdom en sy voortvarendheid was daar geen plek vir God in sy lewe nie, en het hy as het ware gespog oor die oorwinnings wat hy bereik het. Dit was vir die Here nodig om hom van sy troon af te skuif, hom in die veld in te jaag. Daar het hy verlang gebly, en die Bybel beskryf dat sy naels het gegroei soos die kloue van 'n roofvoël, sy hare het lank gegroei soos die vere van 'n voël, totdat hy eendag tot sy sinne gekom het en besef het, Nebukadneser, jy is niks. Dis die almagtige God wat aan jou genade gegee het. En die oomblik toe hy tot sy sinne kom, toe kry ons die wonderwerkende goedheid van God wat sê, gaan haal daar die dier uit die lewe uit die veld uit, en gaan maak hom weer koning. Jy sien, God moes hom leer wie is God, want hy het vergeet wie is God. En baie keer moet die Here vir u en my benoudheid plaas, en in erge benoudheid plaas. Geliefdes, dit kan partykeer wees dat God jou uit 'n situasie plaas, waar jy nooit 'n uitkoms weer gaan kry nie. Dit kan moontlik maar jou laaste deel op aarde wees. Maar as jy God net weer in die proses sal leer ken. Dink aan 'n familielid van my, wat in die kerk groot geword het, wat die waarheid van God geken het, en wat maar met sy vriende vermaak en partytjies en ander goed gehou het, wat die wêreld aanbied. En hy was 'n baie gesogte mens, want hy het vir almal alles voorsien wat hulle het, drank en al die goed wat hulle nodig het. En eendag op 'n jong ouderdom, het hy 'n beroerteaanval gekry. Ek onthou hoe hulle sy bed in die sitkamer plaas en die kop en end van sy bed lig, dat hy net oor sy tuin kan uitkyk en oor daardie magtige groot swembad en tuin wat hy het. Toe ek in die kamer inkom, om vir hom te bid, het hy net sulke roggelgeluitjies gemaak, en daar het trane oor sy wange gerol. Hy het nooit herstel daarvan nie, maar hy het besef dat, wat het al my geld vir my in die lewe gebring? Ek sou al my rykdom sou ek weggee, as ek net weer gesond kan wees, en 'n verhouding met God kan hê. Geld maak jou nie gelukkig nie, inteendeel, sê die Bybel vir my so heel dikwels, dat dit juist die goedheid van God is wat vir mense materiële en finansiële voorspoed gee. En die oomblik as hulle finansiële voorspoed het, dan raak hulle van God afvallig. Dan word hulle wêrelds en begin hulle wêrelds lewe. Daarom is daar min mense, min Christene, wat God met geld kan vertrou, omdat God nie wil hê dat sy kindertjies van hom afvallig word nie, en geld is die wortel van alle ewel, sê die Bybel. Ja, daar is ook die jong mens, met al sy lewenskrag, en met sy jonkheid, wat sê, daar sal 'n dag kom wat ek met die Here sal regmaak, maar nie nou al nie, later. Hoe weet jy, wanneer is dit jou einde? Ag, ons kan die nuus aansit, wat ek gisteraand gehoor het, van 'n skietery wat tussen die polisie en Zamazamas plaasgevind het, en 'n dwaalkoel het 'n jong man in die jonkheid van sy lewe getref en hy's dood. My lewe met God en alle tye reg te hê, ek kan nie uitstel vir 'n dag van later nie, want ek weet nie hoe lank God vir my genade gee om te lewe nie. En dan dink ek aan 'n jong man in die Kaap. Terwyl ek daar gestudeer het, het ek met hom gepraat oor sy siel. Hy was 'n bende man. Hy het inbrake gedoen, al hierdie lelike dinge. En eendag terwyl hy weghardloop, toe die polisie hom geskiet en hom in sy rug geskiet. Ek het hom in die Conradie Hospitaal ontmoet, waar ek elke Sondag die woord van die Here gaan verkondig het aan die gestremdes
en die verlammes en almal wat nie kan loop nie. En toe hy my sien, toe huil hy. Hy het sy lewe met God reggemaak en sy getuienis was die volgende. God had to take away my legs, that my soul might see. U sien die geliefde, God sal enige iets op aarde doen om jou siel te red. Die aardse gaan verby, die aardse is tydelik. God stel belang in jou ewige heil. God stel belang in jou toekoms wat 'n ewigheid betref. En geliefdes, kom ons sê dit sommer vir mekaar, daar is 'n ewigheid met God, maar daar's ook 'n ewigheid sonder God. Die Here Jesus het meer gepraat oor verlorenheid en die woord gebruik die hel. Meer as enigiemand anderster het die Here Jesus daaroor gewaarsku. God wil nie hê dat 'n mens verlore moet gaan nie. Die Bybel is duidelik daaroor. Dis die wil van God dat niemand verlore gaan nie. Daarom stop God jou. Daarom bring God goed in jou lewe wat jou tot stilstand kan ruk en wat jou tot jou sinne kan bring, want jy het 'n lewe wat voor jou lê. En as jy 'n pad van dwaling begin loop, stadig maar seker raak jy afvallig en dan moet God maar die stok in die speuke druk. En dan slaan jy moontlik neer in die stof en ontdek, ek het God nodig. Ek kan nie sonder God nie. God stel meer belang in jou geestelike heil as wat God belang stel in jou liggaamlike en fisiese voorspoed. Ja, hy wil vir ons gee, hy wil ons seën, hy wil hê ons moet gelukkig wees, maar as dit gaan oor my siel, sal God my liggaam baie seer maak, as dit nodig is, as hy my siel kan red. Ek dink aan 'n jong man in die Bybel, Samson. Daardie vooruitstrewende jong man, niks kon hom tem nie, ruk stadspoorte uit, en niemand kan hom tem nie, hy is die ontembare. En dan eendag gaan hy op die skoot vir die soveelste keer van hierdie sondige vrou, met wie hy oorspel pleeg. En dan sê hy vir homself, ek sal weer uitgaan soos die vorige kere, want ek is die ontembare Samson, en al wat die Bybel sê is, hy het nie geweet dat God hom verlaat het nie. En die volgende oomblik is dit 'n vlieg aan die muur, hy het geen krag nie, en hy word oorgegee aan die vyand se hande, om hom as het ware 'n maaldonkie te maak, wat hulle graan vir hulle moet maal. Geliefdes, God wil nie hê, dat jy moet seer kry nie. Ag, hy sê dit vir sy volk Israel, daar in Jesaja 1, waar moet ek jou nog slaan, voor jy sal luister? Van die kop tot die voetsool, toe jy vol wonde, wat nie uitgedruk en nie versorg is nie. Waar moet ek jou nog slaan, Israel, om jou tot inkeer te kom? En dan roep hy daar in die 18de vers, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sondes ook soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeu. Ja, jy ontdek God in verdrukking. Dis wat die psalmer sê, voordat u my verdruk het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Daar is so 'n mooi woord wat Job sê. Ek het van hoor sê, van God gehoor, maar nou ken ek hom. Die ervarings van Job was pynlik. Die rykste man op aarde wat op 'n ashoop sit en homself met 'n potskerf krap die swere op sy lyf. Hy word beledig en beskuldig deur sy vrou, deur sy vriende almal. Hy's 'n alleen mens, hy's uitgestoot uit die samelewing. Mense wil nie meer met hom vereenselwig word nie. En in die hele proses is dit Satan wat God uitgedaag het. Job het so 'n vroom en 'n mooi lewe met u. Gee net vir my kans om Job se lewe bietjie rond te gooi, dan kyk ons of hy nog in u sal glo. Job sal bly glo, jy kan hom maar toets. Jy mag net nie sy lewe vat nie. Jy sien, daar kom dinge oor ons lewe, maar God het 'n doel daarmee. Al is dit baie keer net tot eer van sy naam, soos in Job se geval. Nadat die Satan alles probeer het, kon die Here as dit ware vir Satan sê, sien jy? Job het aan my getrou gebly,
en God het hom 10voudig vergoed van alles wat hy vroeër gehad het. Geliefdes, ek sê weer vir jou, God sal enige metode gebruik terwille van jou sielsheil. Ek sê weer vir jou, hierdie wêreld gaan verby. Daarom sê 1 Johannes vir u, en ek wil dit vir jou lees, dat jy dit uit God se woord uithoor. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Wat sê Lukas 9 vers 25 vir ons? Wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Onthou u daardie ryk dwaas, wat so baie en groot oeste bymekaar gemaak het, dat hy sê, ek sal my skure vergroot en ek sal my skure volpak. En dan sal ek vir myself sê, siel, jy het goed gedoen. Jy het vir baie jare, as dit ware 'n pensioen, en 'n finansiële sekuriteit vir jouself opgebou. En dan antwoord God hom, jou dwaas, in hierdie nag vat ek jou siel weg. En wat het jy van alles wat jy bymekaar gemaak het? Jy verloor nie alleen aards al jou goed nie, maar jy verloor ook jou verhouding met God. Onthou u die ryk man, wat sterwe, en dan sê Vader Abraham, 'n kerkmens, 'n mens wat sê dat hy geloof het, Vader Abraham, jy's verlore. Jy het die woord van God gehad en jy het nie gebuig onder God nie. Jy het alles aards gehad. Maar toe jy sterwe, toe jy gestroop van alles en jy bid vir 'n ou klein druppeltjie water op die punt van jou vinger. Here, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. En geliefdes, ek wil dit vir jou sê, veral as jy die waarheid geken het en nie aan die waarheid onderdanig was nie. Onthou u Belsassar, Nebukadneser se seun, wat die ervaring van sy vader van geweet het, en geweet het wat sy vader vir hom gesê het, en hy was moontlik al daardie stadium gebore. En dan begin daar 'n hand teen die muur skrywe. En hierdie hand sê, jy's in die weegskaal geplaas, en jy's te lig bevind. En die woord wat die Here is, jy het geweet. Jy het geweet wat God gedoen het, jy het gesien wat God met jou vader gedoen het, en jy het nie geluister nie. Jy sal sterwe, want jy het geweet en nie gedoen nie. Ongehoorsaamheid moet God partykeer hard mee werk. Ja, ek sit vandag nog met liggaamlike probleme, wat ek presies weet, waar vandaan kom dit. Die Here het my in sy diens geroep, en die oomblik toe ek klaar is met skool, het ek geweet wat God vir my wou hê, maar ek het sekulêre werk aanvaar. En toe die Here my deur 'n taamlike groot ongeluk gestuur, en welkom waar ek gewerk het. Hulle het my gesê, jy sal nooit weer loop nie. Daar was 'n gebedskonferensie van predikante wat by mekaar gekom het, en vir my gebid het dat die Here vir my sal aanraak, en God het my aangeraak, en ek het weer kon loop. Ek het rugprobleme gehad, ek het later 'n rugoperasie ondergaan. Elke oggend as ek opstaan en elke dag wat ek lewe, weet ek dat ek rugprobleme het, en weet ek waar vandaan af dit kom. Ek het gedwaal. Ek was op die verkeerde pad, totdat u my gestop het. En toe u my stop, het daar 'n radikale verandering in my lewe gekom. Hoeveel keer moes God vir Israel in ballingskap stuur, wat hulle God se woord geken het, en geweet het wat God sê. Maar dan raak hulle van God afvallig, en begin hulle met die heidene meng, en dan moet God hulle in ballingskap stuur, 70 jaar. Moet hulle in ballingskap stuur om hulle te leer, om die Here hulle God gehoorsaam te wees, en die Here hulle God te dien. Ag, ek dink aan daardie elendige verhaal
van die verlossing uit Egipte land, hulle deur die Rooi See, hulle die beloofde land as belofte, wat God aan Abraham beloof het. En toe hulle daar by die Jordaanrivier kom, op die drempel van die seën van die Here, ja, hulle die vrugte van die land voor hulle oë aanskou, toe het hulle ongeloof in God, en moet God die uitspraak maak om te sê, ek gaan julle in die woestyn instuur, en julle gaan almal uitsterwe wat 20 jaar en ouer is. Net die 20-jarige en onder sal die land Kanaan ingaan, en Joshua en Caleb, want hulle het my geglo. Die ander verspieders het julle om die bos gelei. Die ander verspieders het julle op 'n dwaalweg geplaas. U sien, geliefde, om te luister na God se woord en in God te glo. Die 71ste vers is vir my net so mooi, en ek gaan hom vir u lees. Hy sluit by hierheen aan. Hoor wat sê hy. Hy sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Presies dieselfde. Dit is goed vir my dat ek verdruk was. Wat sê vers 67? Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Here, u het aan my goed gedoen, toe u my deur krisisse en probleme gestuur het, om u te leer ken. En dan sê hy, Here, dit was goed, want nou dien ek u, nou onderhou ek u gebooie. Ag, wat het God met Paulus gemaak? Hy moes vir Paulus op 'n baie harde manier hanteer, en hom as dit ware teen die pad slaan met blindheid. En toe vir Ananias gestuur om vir Paulus te gaan bid, en vir Paulus gesê, jy sal baie ly terwille van die evangelie. Hy het hoeveel Christene uitgemoor. Hy het Jesus Christus as 'n sekte beskou. En geliefdes, Paulus kom juis en hy kom waarsku vir ons om die regte pad te loop. Wat sê hy van sy eie persoonlike lewe? Ag, u ken dit, ek lees dit al baie vir u. Oor wat is Paulus se visie? Ek het gedwaal, Here. Ek het Jesus Christus vervolg. Ek het die Christene uitgemoor. Ek was op 'n totale dwaalweg, totdat u my oë oopgemaak het. En hoor wat sê hy nou? Sy hele lewe het verander. Hy is in vervolging. Lees maar 2 Korintiërs 11, die ervarings van Paulus, hoe hy vervolg is terwille van die naam van die Here. Maar hy het 'n visie. Hoor sy visie, as hy sê, nou onderhou ek u gebooie. Hy praat oor volmaaktheid, dan sê hy, nie dat ek dit al volkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp, omdat ek deur Christus gegryp is. Ek vergiet die dinge wat agter is. Ek strek my uit wat na vore is. Ek jaag na die doel, om die hoë prys te verkry, van die hoë roeping van Christus Jesus, ons Here. Ek het gedwaal, maar nou, Here, nou dien ek u. Nou gee ek my lewe vir u. Nou is daar by my 'n toewyding. En geliefdes, is dit nie so nie, hoe dieper jy in die sonde was, hoe meer aanbidding en lof het jy aan God, want jy weet waar hy jou uitgehaal het. Die mens wat so mooi lewe gehad het, wat in die kerk saam met sy ouers groot geword het. Ek vra jou dikwels vir daardie jong mens, waarvan het God jou verlos? Want jy het in 'n huis groot geword wat streng reëls gehad het. Jy het nooit aan 'n sondige lewenswêreld betrokke gewees nie. Jy was nie met al die lelike dinge van die lewe die mekaar nie. Waarvan het God jou verlos? Maar iemand soos Paulus kan sê, Here, ek verstaan nie dat u aan my genade gegee het nie, want ek het u naam beledig, ek het u kinders uitgedelg, en daarom kry ek hierdie ongelooflike toewyding van Paulus, en ook die psalmis wat sê, maar nou onderhou ek u wet. Waaruit het God jou verlos? Kolossense 1 vers 13. Hy het ons oorgebring uit die koninkryk van die duisternis, in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons was verlore, Efesiërs. Julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde. Die 4de vers. In hierdie tyd was julle sonder God, sonder hoop in die wêreld. Julle was van nature kinders onder die toorn van God.
Efesiërs 1 vers 4 en vers 12 het ek nou vir u gegee. Julle was van nature kinders onder die toren van God. Julle was sonder God, sonder hoop. Maar die genade en die barmhartigheid van God het julle lewend gemaak en julle kinders van God gemaak. Ag, ek dink aan 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand dan in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Maar julle lewe het verander, want ek behoort aan Jesus Christus. Hoe mooi sê Johannes dit in 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. As ek die genade van God geken het, sal ek verstaan wat die Here Jesus Christus sê in Matteus 6 verse 24. Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie. Want die een gaan jy lief hê en die ander een gaan jy 'n skouer voorgee. Die een gaan jy gehoorsaam en die ander een gaan jy onafwendbaar ongehoorsaam. Jy kan nie. Jy moet 'n keuse maak. As jy God wil dien, dan dien jy hom, soos Elia gesê het. As Baal dan vir jou God is, gaan dien vir Baal. Maar as God dan God is, dien dan die lewende God met jou hele lewe. Daar is iets wat ek van tyd tot tyd vir mense sê. If he is not Lord of all, he is not Lord at all. Kan ek dit weer sê? If he is not Lord of all, he is not Lord at all. Watter liefde het hy aan jou bewys? Watter prys het hy betaal om jou uit 'n ewigheid van verlorenheid te red? Watter genade het aan jou betoon dat jy syne kan maak? Dink net aan die pad wat hy geloop het. Lees weer Jesaja 53 stadig deur en kry 'n begrip van wat die Seun van God aan die kruis van Golgotha deurgemaak het vir jou en my. En dan vra mens jouself, wat verdien jy? Wat verdien hy? Ag, ek wil vir u stel, Hebreërs 12, en u ken dit so goed, ek het dit al so baie gesê. Aangesien ons so 'n koninkryk deelagtig geword het, laat ons dankbaar wees en so God uit met eerbied en vrees dien. Want onze God is 'n verterende vuur. As ons so koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en hom met eerbied en vrees dien. Paulus se woorde in Kolossense 1 vers 10 wat u ken, dat ons waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Geliefde, as ek dink aan my eie persoonlike lewe, net so kort getuienis, swaar kry, bring jou naby aan God. Ek is daar na Kroonstad gemeente te beroep, my eerste gemeentetjie, en die enigste wat hulle vir my kon gee was R100 'n maand. My tweedehands ou karretjie wat ek by my skoonpa gekoop het my R103 'n maand gekos. R3 meer as my hele salaris. Daar was tye wat ons vir 'n week en 2 weke net pampoen geëet het. Daar was nie 'n aardappel of 'n bootjie nie, maar mense het pampoen aangedra na die pastorie toe, teen 'n geweldige tempo. En ons het pampoensop, pampoenkoekies, gaargemaakte pampoen, op allerlei maniere geëet, vir 2 weke lank net pampoen geëet. Ek het vir julle hoe dikwels gesê, hoe weet ek tot vandag toe? Nog nie. Ek weet nie hoe nie. Al my studies in die Kaap, al my studies in die teologiese fakulteit is betaal. Ek weet nie deur wie nie. Ek weet nie hoe nie. Maar daardie dag toe ek God gehoorsaam is, nadat ek hierdie ongeluk gehad het, en ek gedoen het wat God vir my gesê het, gaan waarheen ek jou gestuur het God net vir my gesorg deur die jare, en hy sorg vandag nog vir my. Maand na maand is God net getrou om vir my te sorg. Die Here is ongelooflik goed vir ons geliefde. En dan vra mens, wat verdien hy? Ag, ek wil jou uitdaag. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal.
Maar nou, Here, onderhou ek u woord. As jy deur beproewinge gaan, hou vas. As jy weer daar dinge tussen jy en God is wat jy moet regmaak, moenie die tugtiging van die Here gering ag nie, want die Here kan swaar straf. Die Here kan baie pynlik straf. Moenie God dwing om jou te stop nie, want God moet jou stop ter wille van jou siel. God moet jou tot stilstand bring, omdat jy op pad van 'n verlorenheid is. Daarom ondersoek jou lewe, my broer, ondersoek jou lewe, my suster, om te vra, Here, is ek werklik op die weë van die Here en dien ek God? Of is ek eintlik besig om die genade van God te rek en ek te rek tot op 'n sekere stadium wat God sê, dit is nou genoeg. En dan tree God op. En dan kry ons seer. Moenie die Here dwing om jou seer te maak nie. Buig voor hom. En as jy net deur beproewinge gaan, maar die Heilige Gees jou nie oortuig van sonde in jou lewe nie, hou vas. Hou vas aan die liefde en die genade van God, wat vir jou sê, God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En alles wat in jou lewe gebeur, het God 'n goddelike doel mee. Berus dan voor die Here om te sê, Here, U kan vir my dit doen as U wil. U kan my genees, U kan my probleem oplos. Hoekom los U dit nie op nie? Omdat U my iets wil leer. Leer my, Here, dat ek nie die toets dop en dit weer moet deurgaan nie. O geliefde, buig voor die Here, en as hy dan besig is om met jou op pad te loop, moenie moedeloos word nie. Ek wil net vir u een versie nog lees, Psalm 104. U maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. U maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. Maar daar is ook die teendeel. U verberg u aangesig, hulle word verskrik. Moet dit nie doen nie. Dien die Here met jou hele hart, met jou hele wese. En kom vereenselwig jouself met die psalmes. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Maar nou onderhou ek u gebooie. Ek dien u, Here, met my hele hart en my hele wese. Mag dit jou en my getuienis wees, dat ons in 'n verhouding met die lewende God lewe. Ons sê nie net Here, Here nie. Ons sê ja, Here, in elke opsig van ons lewe. Vra wat u wil hê, ek sal gee. Sê wat u wil hê, ek sal buig. En die Here se seën sal jou deel wees. Goeiedag vir u, en ek bid u die Here se rykste seën toe. Goeiedag, geliefde.